Goeiedag kykers, dit is vir my 'n goddelike voorreg om vanmiddag hier te kan wees, om met julle te deel. Ek gaan sommer wegval, dit was 1990. Het ons gebly in Makassa en my man het gewerk in Bellville. En daardie oggend, terwyl my man besig was om vir hom klaar te maak om werk toe te gaan, ek het op die bed gelê, my babatjie gevoed, en ons was aan die gesprek, ons het gesels. En terwyl ons gesels, met eens gebeur daar iets met my. Terwyl ek lê, voel ek hier verlaat my gees, dit is asof my gees my liggaam verlaat. En terwyl my gees my liggaam verlaat, sien ek letterlik, ek gaan op, maar my body lê op die bed, en my babatjie, en terwyl my gees opgaan, kom daar 'n groot hand, en ek besef onmiddellik, dit was die hand van God. En terwyl die hand my vat, en ek staan op die palm van sy hand, neem die hand my, en hy sit my op die aarde neer. En nou is ek gedistansieer, hemel en aarde van mekaar. En terwyl ek staan, wys die Here vir my 'n ster. Vanaf my linkerkant beweeg die ster oor, en hy kom stop so reg oor my. En weet julle nie, toe die ster oopgaan, toe sien ek Christus, ek sien Jesus. Soos jy nou sal 'n kikkie vat, nee, 'n ID-kikkie. So sien ek Jesus. En weet jy, terwyl ek Jesus sien, besef ek my, hy is heilig. En in dieselfde asem maak ek my oë toe, en ek begin God te prys. En terwyl ek hom prys, huil ek. Mense, ek huil. En terwyl ek aan die huil gaan, laat die Here toe dat ek weer my oë vir 'n tweede keer oopmaak. En toe ek my oë oopmaak, toe dat die ster al reeds toegemaak het, en die ster gaan vir 'n tweede keer weer oop. En toe die ster oopgaan, vir die tweede keer, toe wys die Here vir my 'n diep put. Nee, ek staan op aarde, maar ek is gedistansieer, hemel en aarde van mekaar af. Maar die Here wys vir my dit lyk soos 'n diep put, maar ek kan nie sien wat binne die put aangaan nie. En dan sien ek in die voorkant van die put, sit daar groot manne, met babas op hulle arms. Hulle brand, maar die kinders brand nie, die babatjies brand nie. En jy weet, die Here vat, asof die Here my gehoor vat, en hy sit dit by die poorte, waar die put is, ne? En ek kon nie sien wat binne aangaan nie, maar ek hoor dit duidelik. Ek hoor die gekners van tande, hoe dat die mense kners op hulle tande, en is 'n geskree, en is 'n gehuil, en niemand kon dit uithou nie, en terwyl ek dit hoor, begin ek te huil, en ek sê, Here, help my, ek wil nie daar wees nie. En terwyl ek huil, en vir die Here smeek en vra, Here, help my, ek wil nie daar wees nie, gaan die ster toe, maar ek is nog steeds in die huil, en ek smeek vir die Here, en weet jy, en die Here sê vir my, die stem van die Here kom uit die hemel, en die stem van die Here sê vir my, gaan vertel die wêreld, dat die hel is 'n werklikheid. En ek huil, mense, dis huil onophoudelik. En terwyl ek huil en smeek vir die Here, sê ek vir die Here, hulle gaan my nie glo nie, die wêreld gaan my nie glo nie. Hoe gaan hulle my glo nie? Die Here sê vir my, gaan vertel jy die wêreld, dat die hel is 'n werklikheid. En jy weet, en ek sien hoe vat die Here 'n mic, en hy gee my 'n boks, en hy sê vir my, gaan vertel die wêreld, dat die hel is 'n werklikheid. En jy weet wat vir my so eienaardig is, in die put, waar die mense so skree, en huilend te kere gaan, niemand kan vir niemand help nie, van almal ly smarte. En jy weet, en terwyl die Here die mic in my hand sit, sê vir my, gaan vertel die wêreld, dat die hel is 'n werklikheid. En weet jy, 'n magtige salwing sak oor my toe, en dit voel vir my, julle weet hoe voel jou voet as jy op jou voet geslaap het, of op jou been gesit het, nee, geslaap het,
en die staan op wanneer jou voete slaap, dan voel het soos die prikkels. My hele lyf van my kop, deur my hele liggaam is deurstreek met die prikkels. Die salwing van die Here, en weet u, en die stem van die Here sê vir my, lees Malagi 4, en ek huil, en soos ek huil, so hoor ek wat die stem vir my sê, en weet en ek sê letterlik weer, hoe vat die hand my, en hy bring my weer terug, plaas my weer terug in my body, en soos ek gehuil het ek nog steeds gehuil, ek het gehuil, mense, ek het gehuil, my man vra, mami, ons het daar nou gepraat, ons daar nog, seker nou 'n minuut terug het ons nou gepraat, en wat is dit nou, hy verstaan nie, ek kon nie 'n woord kry nie, ek huil, mense, ek het gehuil, ek het die hele oggend gehuil, weet jy wanneer bedaar ek, net so voor 7 toe my man uit die werk uitkom, toe bedaar ek, en hy vra vir my, wat het gebeur, toe vertel ek van waar was ek, en ons het nie 'n ander manier gehad nie, ons moet maar net gaan, en soos ons die evangelisasie weer gedoen het, en die evangelie van die Here uitgedra het, moes ons vir die mense vertel, dat die hel is 'n werklikheid, mense maak haas om by die Here uit te kom, dat die hel is 'n werklikheid. Malagi 4, toe ek by my kom, vat ek die Bybel en ek lees, en toe sien ek, maar Malagi praat dan nou van dieselfde ding wat ek nog ervaar het. Malagi 4 praat van, kyk die dag kom en dit brand soos 'n oond, mense, dis warm, en dit neem my gedagte terug, as toe die koning sy manne opdrag gee om vir Dawid, Sadrag, Mesach en Abednego, die 3 manne in die vuuroond te gooi, het hulle die oond 7 keer gestel, warmer, en die manne wat hulle ingegooi het geskroei van die warmte. Nou hoe te meer is die hel nog erger. So my uitroep vanmiddag na elke een wat die Here nog nie 'n kans in die lewe gegee het nie, maak haas jou om by die Here uit te kom, om die hel vry te spring, haas jou om by die Here uit te kom, want dit is warm daar. Ek sal nie my vyand aandry om enig daar antwoord te gee nie. Maak haas. Dan wil ek jy bemoedig met Openbaring 20:15 sê, en as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, sal hy in die poel van vuur gewerp word. Wat ek graag wil sê vir ons kykers, dat ons moet verseker maak dat ons name opgeskryf is in die boek van die lewe. Want Openbaring 20:15 het pas gesê, as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, sal hy in die poel van vuur gewerp word. So om dit te verhoed, moet ek vriendskap sluit met Jesus. En my naam kan staan dalk by my werk, of by my skool, of op die system, by my kerk. Maar die vraag is my naam in die boek van die lewe? Is my naam opgeskryf in die boek van die lewe? En as u naam nog nie verseker is, dat u naam nog nie opgeskryf is nie, dan wil ek vir u sê, dit is baie maklik. Dit is net kniebuig, tong belê, erken jy is 'n sondaar, en dat Christus Jesus vir jou gekom sterf het. Nie net vir jou nie, maar vir die hele wêreld. En dat Christus vir u lief het. En nooi Christus in die hart. En u weet, die Here vra nie geld nie. Hy vra nie jou besittings nie. Hy vra nie rykdom nie. Die Here vra nie, hy vra niks. Al wat hy vra, gee my net jou hart. Dit is al wat Jesus vra. En weet u, dat die hart, dit is waar Jesus sy woning wil maak. Want die woord van die Here sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wie sal dit ken? Dit is net die Here. Omdat die Here weet die gedagtes dwaal en die hart neem in. En die duiwel neem oor. En hy besoedel die hart, hy besoedel die denke. En hy maak God se ewebeeld wat hy geskep het, misoes. En dit is wat die Here weer sy hand uitsteek tot die redding van mens, om die mens weer te bring na die volmaaktheid wat God geskep het. So my bemoediging vandag vir julle is, maak verseker u naam is opgeskryf in die boek van die lewe. En as u nie 'n Bybel het nie, gaan na iemand toe, gaan leen 'n Bybel. En dan gaan u die skrifte na en kyk wat sê die Here vir u, né? So maak verseker dat u by Jesus vandag nog uitkom. En ek dank die Here vir hierdie
platform wat die Here skep. Ek dink dat die Here het my gesê, gaan die wêreld heen, gaan vertel die wêreld dat die hel is 'n werklikheid. Ek het by myself gedink, Here, die wêreld is groot, hoe gaan ek daar kom? Maar kyk die geleentheid wat die Here skep. Die Here maak 'n weg, so ek het geen verskoning eendag om te sê, Here, maar ek het nie die voorreg gehad, of ek kon nie die of daai nie. Ek sal nie kan kom met 'n klomp verskonings nie. Die Here maak 'n uitweg waar daar nie 'n weg is nie. En vandag het die Here dit so moontlik gemaak om hierdie platform te skep, om vir een en elk daar buite te sê dat die Here is lief vir jou. Hy wil nie hê jy verlore gaan nie. Hy wil hê jy die ewige lewe beerwe. En ek dink dat die Bybel sê dat die kinders van die ongeregtigheid wat die werke van die duiwel doen, het die duiwel as vader. So as ons Jesus nie het nie, en jy ken Jesus nie, en jy doen al hierdie dergelike dinge van die vyand, dan het jy die duiwel as vader. So jy kan nie eendag verwag, jy het vir die duiwel gewerk, maar jy wil by Jesus wees nie. Dit werk nie so nie. Die Bybel sê dat hy kom soos 'n dief in die nag, en as hy kom, dan gaan hy elkeen vergeld volgens sy werke. So jy gaan jou pay kry waar jy gewerk het. Ek kan nie by Shoprite werk en dan verwag ek Pick n Pay moet vir my betaal nie. Dit werk nie so nie. As jy Jesus aangeneem het as persoonlike saligmaker, dan gaan jy 'n loon daarvoor ontvang, 'n goeie loon. Maar as jy vir die duiwel gewerk het, hoe verwag jy Jesus moet dan nou vir jou vergoed? Jy het jou lewe, daai kosbare lewe, het jy verkoos vir die vyand, en nou verwag jy dat om dieselfde gelykheid te hê wat hulle wat Christus gedien het en aangeneem het, ook te hê, ook van te geniet. So my bemoediging vandag vir julle is, ek wil ook vir julle sê, daar's 'n fyn lyn tussen 'n gelowige, tussen 'n Christen en 'n wedergebore Christen. Dis iets wat die Here nogal onder my aandag gebring het en oopgemaak het. Nou gaan die vraag, maar hoe dan so? Weet u dat Nicodemus was ook 'n leraar. Hy het mense geleer, hy was 'n Christen. Kom ons sê hy was 'n Christen. Maar hy kom tot die besef, hy het iets ontbreek in sy hart, iets ontbreek in sy lewe. En die Bybel sê, hy het eers in die dag na Jesus toegekom, hy het in die nag na hom toegekom, want hy was seker nou bang, die mense gaan nou sien, of die gemeente gaan sien, hy is aan 'n leraar, hy gaan vra vir Jesus, nou wat leer hy vir ons? En terwyl hy by Jesus kom, toe vra hy vir Jesus, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En die Here sê vir hom, Nicodemus, maar jy moet weer gebore word. En Nicodemus besef, Here, maar hoe? Ek is dan so groot. Hoe kan ek dan nou weer teruggaan na my moeder se skoot? En jy weet, en hy het dit mis. Hy verstaan nie die saak van die Here nie. En ek wil vandag vir u sê, ons moet weer, daar's 'n verskil tussen 'n Christen en 'n wedergebore Christen. 'n Wedergebore Christen is een wat totaal oorgee vir die Here, wat sy lewe toewy aan die Here, wat erken, Here, ek is 'n sondaar, ek neem U aan as my persoonlike saligmaker en verlosser. En 'n Christen is ene wat soos die ryk man, hy het alles geonderhou van sy jeug af. Hy sê vir die Here, ek het alles geonderhou, maar toe die Here kom by van, hy moet sy goedjies vat en sy rykdom vat en verkoop dit of gaan verdeel dit aan die armes. Toe sien hy groot besware. Nou soms dan kleef ons vas aan die aardse goeders. Dis hoekom ons nie, sommige mense voel hulle het baie, hulle het van alles, so hulle het Jesus nie nodig nie, maar ons het almal die Here nodig. Tot die duiwel aanbidders, hulle het ook Jesus nodig, en ek wil hulle ook vandag bemoedig om na die Here toe te kom, dat elke knie, sê die woord van God, sal buig en elke tong sal bely en erken dat Jesus die Seun van God is. Kom nou, terwyl daar nou nog genade is, kom nou terwyl die deur van genade nog vir u oopstaan. Die Here Jesus is vandag u redder, en die dag by die oordeel gaan hy jou regter wees. Dan gaan die Here almal veroordeel volgens jou werke, en dit is wat die woord van die Here sê. En kry vandag vir Jesus in jou lewe. En ek wil vandag sê, as jy Christus het, hy is die fondasie. Hy is die fondasie van jou huwelik, hy is die fondasie van jou huis, hy is die fondasie waarop jy bou, jy kan nie verkeerd gaan nie. En ek dink dat daar was wyse manne, een wyse man het sy huis gebou op die rots, en die ander het sy huis gebou op die sand, en toe die storm kom, die vloed kom, toe slaan die huis wat op die sand gebou is plat, en dit is wat met die dwaase man gebeur het, en die wyse man het besluit, nee man, ek gaan my huis op die rots bou, en terwyl hy daar gebou het, toe het hy huis gestaan, so hy het gestaan deur storms, en nou, as u Jesus het, dan staan hy is die rots, hy is die fondasie, en as jy Jesus het, dan sê ek vir u, dan kan die storms maar van alle kant afkom, weerskante van watter kant ook af, as jy Jesus het, die rots, die fondasie,
dan gaan jy staande bly. So ek wil jy vandag bemoedig, kry vir Jesus in die lewe, en jy sal nooit spyt kry nie. Vandat ek die Here 'n kans in my lewe gegee het ek nog nooit spyt gekry nie. En so baie dinge het my pad langs gekom, maar ek het vir myself gesê, ek gaan nie omdraai nie. Ek gaan die Here volg. Toe Petrus en sy broers Jesus volg, en toe Petrus by die Here kom, toe die ander broers nou al almal omgedraai, en Petrus kom staan dan, en die Here vra hom, Petrus, maar waar is jou ander broers? En Petrus sê, Here, maar hulle het omgedraai. En die Here sê vir Petrus, maar wil jy dan ook nie omdraai nie? Petrus sê, Here, maar as ek moet omdraai, U is aan die weg in die lewe, want hoe gaan ek, wat gaan van my word? En kom vandag tot 'n besefing, dat die Here is die weg, hy is die waarheid, daar is geen ander uitweg nie. Alweg is Christus Jesus, hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur hom, Jesus die Seun van God nie. So maak vandag 'n wyse besluit, en kry Christus vandag in u lewe. Ek wil vandag vir almal baie dankie sê wat vandag betrokke is op hierdie platform wat die Here geskep het, want ek glo stellig dat die Here het hulle my pad langs gestuur. Want wanneer sou ek eendag kon die wêreld vertel het van wat Christus gedoen het? So my bemoediging vandag vir julle is, kry Christus in die lewe. En jy sal nooit spyt kry, jy sal sien, jy lewe sal verander. Ek kan 'n wolk van getuie aan julle vertel, dit wat die Here vir my gedoen het, en wat hy nog steeds vir my doen. Net so kort vanoggend, ons is op pad hiernatoe. Ek sê vir myself, Here, hoe gaan ek maak? Wat gaan ek maak? Ek moet hier uitkom. Ek het die finansies nie. En terwyl ek nog met Pastor Bester se vrou nog praat, hier lê die foon. En toe die foon lê, dis een van my kliënte, en sy sê vir my, my sussie, dat 2500 en sy betaal het net so in my rekening. Dis die God op wie ek vertrou. So ek kan u vandag bemoedig, steun nie op die arm van vlees nie, moenie op mense vertrou nie, maar gaan na die Here toe, gaan in jou binnekamer, praat met die Here, hy luister, en hy gaan jou help. 'n Vriend, die Here wil graag ons vriende wees, nee? Hy wil graag ons vriend wees. Die Bybel sê dat, ek noem julle nie vriende nie, ek noem julle nie diensknegte nie. Verskoon, hy sê, ek noem julle nie diensknegte nie, omdat 'n diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. 'n Baas sal nooit vir jou sê wat in sy besigheid aangaan nie. Maar Jesus sê, ek noem julle vriende, omdat alles wat my Vader vir my gegee het, ek dit aan julle bekend gemaak het. Dit is wie Jesus is. So ek wil u vandag sê, bemoedig, die Bybel sê, dit wat die oog nog nooit gesien het nie, dit wat by die verstand van die mens nog nooit plaasgevind het, en wat by die hart van die mens nog nooit opgekom het nie, dit het die Here vir ons in store hou. So ek sien uit vir die koms van die Here. So ek wil u vandag sê, maak tog haas, sluit vriendskap met Christus, en u lewe sal nooit hier dieselfde bly nie. Baie dankie vir die geleentheid, en ek wil die Here alle eer gee, vir dit wat die Here gedoen het, en die weg wat die Here vir my gemaak het. So, aan ons kykers, baie dankie dat julle vandag gekyk het, en geluister het, en ek glo, word by mouth. So, sê maar die boodskap aan, en laat mense belangstel, en kyk en luister, dat, omdat ek lief is vir julle, ek is lief, die Here die liefde in my hart geplaas, dieselfde liefde wat Christus het. Die Bybel sê, ons sal herken word dat ons kinders van God is, omdat ons die liefde van Christus in ons harte het. Dat daar dieselfde liefde wat Jesus aan die wêreld getoon het, om vir ons te gaan sterwe. Die Bybel sê, die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, om vir ons te gaan sterwe, sodat ons nie mag sterwe nie, maar die ewige lewe beerwe. En daar dieselfde liefde plaas Christus in ons harte, om weer vir ons medemens, ons die wêreld te vertel, dat Christus is nog dieselfde, hy nog nooit verander nie. So my bemoediging vandag vir julle is, maak spoed, die tyd loop uit. Die Bybel sê, koop die tyd uit, omdat die daar boos raak. Ons sien dinge gebeur, bose goedes neem plek in, bose dinge gebeur rondom ons, en niemand kan niks so te sê daaraan doen nie. My bemoediging vandag is, Christus is die enigste uitweg. Hy is die weg, en hy is die waarheid, en hy is die lewe. En vir ons jong mense, waarmee sal die jong mens, die jongelinge hulle pad suiwer? Dit alleenlik Spreuke, Psalm 119 vers 9. Waarmee sal die jongelinge hulle pad suiwer? Dit alleenlik deur die woord van God. En ek wil vandag sê, jy kan, as jy Jesus het, jy kan oral loop.
Ek het gebly in Blikkiesdorp as kind. En dit was donker hier in die strand. En dit was donker. Dan kom ons van die kerk, dan skiet die jongens met ganne hier rond oor ons. Die koels vlieg letterlik verby ons ore. Maar die Here het ons beskerm. Dit is waarom Dawid sê dat die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. En daarom is ek vir die Here so dankbaar. Sy woord is eg en sy woord is die waarheid. En hy is 'n waarmaker van sy woord en hy is nie 'n mensekind dat hy so lieg nie. En daarom is ek vir die Here so dankbaar, omdat ek weet ek kan enige tyd na die Here toe gaan en ek kan enige tyd sy woord vat en dit myne maak. En daarmee staan ek vorentoe, mag die Here vir julle seën en baie dankie vir Pastor en selfs ons kamera man en baie dankie vir die platform wat die Here geskep het om vandag hierdie boodskap, 'n dringende boodskap uit te kan dra. Baie dankie.